Christus. Dierbare Vader, ek vra nou in die naam van Jesus dat die elke gedagte sal oopsluit wat Jesus wil inneem. Dat die elke gedagte sal sluit vir dit wat boos en negatief is. Dat die elkeen vanmôre so sal maak dat hy wil hoor hierdie woord, dat die goeie woord sal neerkom, dat sy vergeet van die negatiewe en dat die negatiewe sal uitgaan. Ons bid dit in Jesus naam, word U nou ook verheerlik in hierdie diens. Ek weet nie 'n spesiale boodskap wat U wil bring. En dit daardie boodskap is dat daardie boom vandag geplant moet word. Nie gister nie môre nie, maar vandag op hierdie oomblik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan sit lekker in. Prys die Here. Kom ons prys die Here. Amen. Praat 'n bietjie oor Jesus. Dis wat waaroor hy is, né? Vir wie ons hier is, wat hy ons reeds gedoen het. Prys die Here. Ons lewe in 'n tyd, hierdie is die tyd, ek kom vanoggend, ek staan op die groep, op die woordbewaarde, die pastore groep, en ek sê, manne, ons is nou in Desember, en ek besef skielik ons sien Desember, ons is nou in die middel van Desember. Kan jy dit glo? In die middel van Desember. En dit is nou 'n tyd in die jaar wat eintlik die wêreld het verlede jaar week ook gesê het, of wat tevore gesê het, mense wat gelowig is en nie gelowig is, mense dink aan Kersfees, net dis die een ding waar mense dink, baie is vier dit eers vir daai rede, dat niks met Jesus te doen, dit gaan net oor as 'n persente gee, dis werklikheid, en mense is lief vir mekaar, mense gee om vir mekaar, of ten minste daai skyn daarvan, as dit dan nie waar is, nee. En dan is daar natuurlik die meeste die Christene wat Jesus bybring en sê dit gaan ook oor hom. En dan kry jy natuurlik 'n groepie wat sê dit gaan net oor hom, en ons het nie deel aan hierdie ander dinge nie, nee. Ek het vanmôre so 'n ding gesê van Amir Safati, wat ook gegaan het, hy het ook gesê, ja, hierdie fees, ons kan baie praat oor die ontstaan daarvan, maar daar's 'n geleentheid, dat ons vir mense kan wys, Jesus, is dit nie so, die prys die Here. Maar dan is daar ook 'n tyd, dis ook 'n tyd wat baie mense terugkyk na die verlede. Van wat het ek gedoen, wat het gebeur? Want partykeer is daar baie positiewe dinge, né? Getuienisse, mooi dinge wat gebeur het, en jou vyand wil dit nie graag hoor nie. Jou vyand wat jy in ons midde wil dit nie hoor nie. Goeie, groot en wonderlike dinge wat gebeur het, maar baie keer ook minder goeie dinge, negatiewe dinge wat ons sê ek mense kwaliteit oor het. Maar die Here sê, hy sê vir ons, as jy wil vorentoe ploeg, jy haal die ploegswaard, jy kan dit nie doen as jy terugkyk nie. Jy moet vorentoe kyk. Jy kan dit nie doen nie. Die verlede kan jy absoluut niks doen nie, dis verby. Totaal en al verby. Maar ander kom, en dan kom hulle met 'n ander ding wat ook 'n heidense oorsprong het. Ek het nou verlede week gepraat oor mense wat heildronk instel en so aan, en dis nie dat ek daarteen wil praat, ek wil mense maar net bewus maak van hierdie tipe van ding, né? Dat ons het baie keer hierdie gewoontes, en weet ons nie eers waar kom dit vandaan nie. Daar's 'n ander ene, nuwejaarsvoornemens. Almal het nuwejaarsvoornemens. Is dit nie so nie? Weet julle waar kom dit vandaan? 4000 jaar gelede onder die Babiloniese ryk het hulle vir die laaste 17 dae van die jaar hulle teruggekyk op alles wat verkeerd gedoen het, en dan het hulle gode of vergifnis gevra, en dan het hulle voornemens gehad dat hulle volgende jaar beter gaan doen, en allerlei mooi beloftes gemaak. En toe later het die Romeine dit oorgevat, en hulle God Jubal dieselfde ding gedoen, en eintlik het die Christene ook gegaan sê, okay, nou sit ons God se naam daarin. Nou ek wil nie teen hierdie ding kom preek nie, gaat nie, wat ek net wil sê is, dis ook 'n tyd wat baie mense sê, Januarie, 1 Januarie gaan dit gebeur, nee, dis wat ons baie keer sê. Hy wil sê, die Here sê iets anders dit. So kloppie jare gelede, is daar nou my neef toe, ek was laas gewees daar die Kalahari, toe ek op Sientjie was, toe hulle huis net gebou het. Daar was 'n groot skuur gewees, en toe hulle later hierdie groot huis aangebou, maar daar was niks, daar was ene windpopie wat daar gestaan het, en verder is daai warm son. En daar was ook nie ding soos ligreën of niks nie, en alles is net kaal in daai woestyn. En mooi, lieflike stoepe, wat daar help en so aan. En baie jare later, toe ek in Pastor Annemarie so te gaan, hoe oud was jy? 3 jaar. Jo, dis 18 jaar gelede, hele word nou 21, kan jy dit glo. 18 jaar gelede, toe kom ons nou weer daaraan, toe sit in oase, buiten dat hulle natuurlik rigrede intussen ingesit het. As jy so, dis 'n mooi tuin daar, as jy so 'n bietjie eentjie van die huis af loop, is net bome, en dan 'n swembad wat Ronnie daar gebou het, my neef wat ook nog oorlede is. En hy het hierdie woorde gesê, hy het gesê, die beste tyd om 'n boom te plant, is 20 jaar gelede. Maar die tweede beste tyd is nou. Nie môre nie,
nou. En die Here sê vanmôre, hy sê, dit help nie, jy gaan en sê, ek wil die Here dien. Ag, is nog net 2 weke nie. Ag, ek gaan net van oor as dit nie. Januarie begin ek, dan gaan ek my Bybel begin lees. Dan gaan ek die Here begin dien. Weet jy wat, dit mag te laat wees. Dit mag te laat wees. Jy moet 'n voorneme en sê, ja, ek wil volgende jaar die vrugte pluk van daardie boom, maar ek moet hom vandag plant. As ek nie reeds geplant het nie. En as jy hom geplant het en hy op boompie dra nie vrug nie, is vandag die dag wat jy bietjie wortels afsteek. Vandag die dag wat jy bietjie bemesting insit. Dat jy daai vyeboom nog 'n kans gee. Jy ken die verhale van die vyeboom wat nie wil vrug dra nie, en die Here wil uithaal in die tuinier. Dis Jesus gesê, man, dat ek net die wortels bietjie afsteek, en dat ek net bietjie losmaak. Kom ons gee hom nog 'n kans. En dis wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil gee, sê, maar dit help nie jy wag tot môre nie. Dit help nie jy stel uit nie. Vandag is die dag, sê die Here. Ons lewe in 'n tyd van kennis. Ons lewe in 'n ander tyd. Die Here gee vir my 'n ding wat hy gesê het vir Daniël. Ek gaan vir die eerste Daniël 12 van vers 1. Hy sê, en in die tyd, nou die tyd waarvan hy praat is die laaste dae, as jy dit nog nie agterkom nie, ons is lankal daar. Daardeur sê ek nie, ons gaan môre of oormôre nie wees, dit kan nog 'n paar jaar vat. Maar ons is letterlik in die laaste dae. Ons sien soveel goed in vervulling ingaan. Hy sê, in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees. Hy praat hier nou van die verdrukking. Dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, dis die oorledenes, né? Die wat in die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaakheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Kyk wat sê hy, die verstandiges, die wat vandag daardie besluit neem, as jy nog nie die besluit geneem het nie, wat vandag daardie besluit neem, sal glinster soos die glans van die uitspansel. En hulle wat reeds verdra, wat verder gaan en sê die wat baie ander tot regverdigheid lei. Wat het ek gesê, volgende jaar is dit herderskap, nee. Wat ander tot regverdigheid lei, hulle sal lyk soos die sterre vir ewig en altoos. En dan sê hy vers 4, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal verbeter. En geliefdes, ek wil vir julle sê, ons lewe vandag in 'n tyd van kennis. Ek dink ek het verlede week aangehaal, Lukas 12, wat sê die diensknegt wat die min kennis gehad het en verkeerd doen, gaan ligte slaap kry. Wat die diensknegt wat die waarheid geken het en nog steeds verkeerd doen, gaan swaar slaap kry. En ons is in 'n tyd wat ons verlig is, ons is in 'n tyd van kennis, en dit is 'n groot voorreg, maar dit is ook 'n tyd van verantwoordelikheid, né? Ons sien hoe al hierdie dinge gebeur nie. Die kennis het vermeerder. Ou Charles Spurgeon het gesê, hy het gesê, teologie, die waarheid in teologie is niks niets nie. Dit wat vandag niet is waarskynlik nie die waarheid nie. En julle gaan baie dinge vandag sien op Facebook en al ouer, dus jy sien dit allerlei nuwe dinge wat daar voorkom, né? Party dinge wat ons miskien tot kennis kom, maar baie dinge wat ewe skielik op mense kom klein, mense sê, hulle praat van geskrifte wat buite die Bybel is. En allerlei dinge wat ontdek is, en wat ons teologie wil weerspreek en so aan. Ek wil vir julle sê, ek dien 'n almagtige God. Hy sal nie toelaat dat hierdie Bybel, hierdie woord van die Here, vals is. Hy het gesorg dat die woord van die Here by ons uit. Die ware vertaling soos dit moet wees al vir baie jare. Ons het daardie kennis, ons het allerlei meer kennis, maar daarmee saamkom ook verantwoordelikheid. Die skrif wat die Here vir my vanmôre gee, ons die eerste paar verse lees, is uit 2 Petrus, die apostel Petrus, sy tweede algemene brief, 2 Petrus 1. En ek lees vir u hier vanaf die tweede vers. Hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Hoe doen ons hierdie kennis? Hoe het ons kennis van God en die Here? Deur al daai slim mense wat allerlei nuwe dinge vir jou wil vertel van die Here Jesus Christus. Ja, pastoor, deur die woord van God. Die woord en 'n verhouding. Jy kan die woord alleen lees en dit gaan vir jou Grieks wees. Jy moet 'n verhouding hê met die skrywer.
En dis die Here Jesus, dis ons die kennis opdoen. Hy sê vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Vers 4 sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, waardeur die begeerlikheid in hierdie wêreld is. Ek gaan nou lees nie tot sover, ek gaan nou bietjie verder uit hierdie brief uit lees. Maar kom ons kyk gou wat sê hy hierso. Hy sê eerstens die kennis, ons het klaar gepraat. Dat kennis is, ware kennis is om Jesus te ken. Dis die kennis. Dan sê hy in vers 4, waardeur hy ons die grootste kosbare beloftes geskenk het. Ek het al baie daaroor gepraat, ken u die beloftes van die Here? Hou u nog vas aan sy beloftes? Een van die eerste beloftes wat ek kan dink is rus. Hy sê in Romeine 8 vers 56 vra hy van die rus. Dat die Jode het gekom. Hulle het gekom uit waar hulle slawe was. Hulle het uit slawerny uitgekom en die Here het hulle gelei deur die Rooi See, nog nie die beloofde land aan die woestyn in. En daar gee hy vir hulle iets wat hulle nooit gehad het. Hy gee hulle 'n dag van rus. Hulle het nooit rus geken. Hy gee vir die Sabbat, hy gee vir hulle 'n dag van rus. Maar nou sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 4, ten spyte daarvan dat hulle nooit rus ingegaan het. Hy sê daarom praat hy van 'n ander dag, naamlik vandag. As jy hierdie woord hoor, verhard nie julle harte nie. Hy sê vandag as jy die dag hoor, nie maandag nie, nie saterdag nie, nie sondag nie, nie woensdag nie, vandag wil ek vir julle rus gee, met alle verstand te bowe gaan. Die ware Sabbat, die rus in Christus sê hy sal vir jou rus gee. Hy sê jou lei na waters van rus. Dat groen by velde sê hy. Hy gee vir ons 'n rus, hy gee vir ons die rus, want jy sien die slawerny waar ek en jy het was. Ons Egipte was die sondige wêreld waar ons was. En die Rooi See wat deur ons gegaan het, is die bloed van Jesus aan die kruis. Hy het gegaan, sodat ons daai ware rus kan ingaan deur hom. Dan gee hy vir ons natuurlik in Lukas 24 en ander skrifte beloof hy vir ons die Heilige Gees. Dat hy vir ons die Heilige Gees sal gee. Sodat ons nie soos die mense die ou dae in die Ou Testamentiese tye, wat het hulle gehad? Hulle het profete gehad, hulle het sekere mense wat God uitgewys het, wat deur wie hulle kommunikasie met God die Vader gehad het. Maar die Here sê vir my en vir jou is daar hierdie wonderlike ding, dis hoe ons kennis het, dat ons 'n direkte verhouding met God kan hê. 'n Direkte verhouding. Elkeen van ons die Gees van die Here ontvang. Maar dan sê hy ook aan Handelinge 2:39, dis nie net vir jou en vir my gegee nie. Hierdie geskenk is gegee vir my en vir jou, vir ons kinders, vir ons ouers, vir ons vriende, vir almal. Elkeen wat die Here volg, kan hiervan hê. Romeine 14:4, ek het net 'n paar beloftes wat hier noem. 14:4 sê hy sal jou staande hou, maak nie saak of jy wil val nie. Hy sê ek gaan vir jou staande hou, maak nie saak of jou omstandighede is nie. Ek het ons nou in by Sondag na kerk terug plaas toe. En ons pad is baie mooi, daar is geskraap en allerlei goed en nogtans op pad so toe val my kansspieeltjie af. Val af en hy hang hier in die draadjie, dit is elektronies. Ek hou stil, ek plank hom uit en ek dink myself, dis nie 'n goeie begin nie. Want ek was al reeds besig met die Here, dit voel vir my die laaste tyd as die Here nie aldag weer met gesels nie, nie aldag dink ek voel dit vir my so as ek ver van af begin beweeg en so, ek weet ek my verbeel nie. Nou ek dink myself, dis nou nie 'n goeie begin nie. Kyk hier. Hier val hierdie op speeltjie nou, dis nou weer een van 'n skade. Ek gaan die ding op plak. Dit is 'n spesiale gom, ek het hier in die dorp maar nie op die plaas nie. En okay, dis die eerste ding, maar ek gaan ons gaan plaas toe, ons is fyn. Ons is daar. Maandagoggend staan ons op en ek weet nie wat ander met daarmee besig hou nie, maar ek maak tuinland. Nou ek het die doppelpomp by die huis is bo aan 'n T-aansluiting met 2 krane. Die een maak die tanks vol, die watertanks vir die huis en alles. En die ander kant, as jy daai kant toe kom, dan is dit soos 'n pop-up sproeiers wat ek het in die gas, so 5 rye, hulle het ook krane wat jy so beheerte mee maak. En nou maak ek tuin nat, maar uit die gewone krane uit die tanks uit het ek nou 'n tuinslang ook, want een van daai rye is daar pop-up wat gebreek het, so daai kan ek nou nie pop. Ek moet nou nat maak by die sproeier en agter. En so gaan ek aan en hierdie klomp is nou deurgewerk, ek maak hulle toe, ek skakel weer oor na die tank toe, dat hy die tank vol maak, want onthou, ek maak nou nog uit die tank, sê ook heel tyd tyd nat. En so gaan ons aan en na 'n paar uur sê ek, okay, dis seker nou genoeg, ek gaan nou die pomp afsit,
Maar ek wil ook so binne afsit en toe binne by die skakelaar kom sien my getrip. Ek dink, okay, wonder wanneer dit gebeur, want dit het nog nooit gebeur. Ek sit hom af en ek sit hom weer aan, okay, bly aan, die probleem nie, ek tog nie, ek kom gaan sit hom nog af. By die pomp self, ek kom by die pomp, ek sien nie, hier gebeur niks. Ek druk die knopjie op te stap, hoek, hier is alles borstel. Ek gaan terug in die huis. Sien ek nie, hy het weer getrip, ek sit hom weer op. Ek kom onder die storie en ek sê, ek dink my pomp het uitgebrand. Ek het hom nou so bietjie lankal. Sy kontrolboks het al lankal probleme, daai ding wat hom moet beskerm. En dit is hoekom ons op eintlik so half breach seker al 'n paar jaar, dat soos op so breach. En ons dit seker maak, maar dit is 'n sterk gat. Hy hoort eintlik nie droog te loop nie. En maar nou ja, iets het verkeerd gegaan. Is waarskynlik die motor, maar dit kan met die pomp self ook wees. En ek bel maar toe nou al laat Saterdag en ek dog myself ag Maandag, ek dog myself, Here, dis nou nie tweede. Wat wil jy vir my sê? Is jy luister, hoor jy vir my? En ek gaan nou nie die details daarvan gee nie, maar ek besluit nee, ek gaan nou 'n toets daarin sit. Amper soos 'n gietjie met die wolfvlas daar op die vloer, né, want die een dag het die vlas nat gewees, die vloer was droog en die volgende dag was die vlas droog en die vloer nat. Ek het ook so 'n toets dingetjie wat ek wil hê die Here moet met my praat. Want dit voel nou vir my hy praat ons nou nie met my. Maar ek bel vir Geelboy, ek sê vir hom, hoorie so. Dinsdagoggend hy moet maar begin losmaak en die pomp kan uithaal. Dinsdagoggend die nag is ek alright, ek sê toe weer, Here, ekskuus dat ek so negatief is, jammer daaroor, ek weet nie sal my staan geen probleem nie. Ek is vol 4 Dinsdagoggend en ons trek hy pomp en ons trek ons so halfpad en daar sit hy vas. Hy wil hê. En ons rit op plek en hy wil hê. En ek dink myself, tog, wat nou weer, maar weet ek, daar oral kom seker populier rond, weet ek, is daar wortels van die populierbome wat nou seker daarin is. En ons om 3 jaar was getrek. Maar so sukkel ons moet hom loskry. Want ek tog te later, ek kom nie eens 'n druk wortel iewers. En Geelboy sê vir my, hoorie so, nee, kom ons lig ek gou in, maar ek kan nie mooi sien met die flits nie. Ek het 'n spieël gehaal. En ek gaan by pastoor aan die sê nee, maar sy het nie klein spieeltjies. Ons het net groot spieël op die plaas, ons het niks daar nie. Ek dink ag, wat nou nog weer? En toe ek so uitloop te onthou, maar die kar se spieeltjie het af. En dan gaan die kar se spieeltjie, die kar het daar werk, kan ons nou lekker lig en kan toe ten minste sien, daar sien dit wortel, dit is nou maar die worteltjies. Dit lyk natuurlik verskriklik diep, maar ons het 2 en nie hulle is dan weet sien jy dat 'n boer 2 windpomp rots se lengte, dan steek ons wortels af en dan voel ons nie daar steek ons nou teen die dompelpomp vas, maar so spook en so spook ons kry daai ding nie uit. Ek bel toe 'n buurman, ek sê toe vir hom, ek moet van sy manne stuur met te help, en hy sê, maar hy grond en Tromsburg ook, en is daar op die oomblik, maar hulle sal die middag kom. Ek sê later vir Geelboy dit help, jy moet met jou werk aangaan en so aan, en ek vat later die kar se domkrag, die jack en ek begin, so by die touw werk, so dat joh, maar die jack trek later so uit op, wat gegeef, ons gaan nie hierdie ding nie kry. Hierdie touw gaan breek, en hierdie sit vas, is verby. En dis die enigste gat wat water gee daar. Nou raak ek moedeloos, nou bel ek ook so lank die koöperasies, nie een van die koöperasies in ons omgewing het doppelpompe nie. Hulle moet in die stad kry, ek kan nie iets bestel voor ek nie weet wat verkeerd is. En so is ek maar morbied, ek is dinsdag maar morbied, ek gaan maar so deur. Maar elke dag en dan bid ek maar weer, dan probeer ek maar weer, dan gaan ek weer. En ek was uiteindelik op 'n stadium in die huis. En ek sê, Here, wat nou? Hy sê vir my, jy het 'n spieël gesoek, het ek nie vir jou 'n spieël gegee. En skielik besef ek, die Here het al op pad soontoe geweet wat gaan gebeur. Hy het eintlik, ek wag dat hy met my praat, en ek maak dinge wat ek wil hê op die manier wat hy met my praat. Maar hy het al Sondag, nog voor die probleem daar was, het hy al met my gepraat. Hy het vir my 'n spieël gegee. Die spieël het dit nie opgelos nie, maar die spieël het ten minste vir ons gewys. En toe ek eens soek, toe was daar een gewees. En toe ek daardie besef en ek sê, Here, vergewe my, Here, U praat met my en ek dink die stem is stil. Ek het al vergeet hoe om te luister. Toe lei my voor. Voor dit het ek 'n bakkie gehoor aankom, ek het nog nie uitgegaan nie. Hy lei my voor, Geelboy bel, en hy sê vir my, die mense is hier, ek dog, ja, nou kom dit. Hy sê, oor die pomp is uit. En ek kom buite, daar is die pomp uitgetrek en het op uitgegaan. Die Here sê, ek sal jou reg opbou. Voel dit vir jou nie so. Hy sê, hy beloof het, hy sê, ek sal jou optel, ek sal vir jou reg opbou. Ek sal jou staan hou. Dis die belofte. So hierdie vers 4 sê vir ons,
Hy het vir ons sy grootste en sy kosbare beloftes geskenk, sodat ons die tweede deel deelgenote kan word aan die goddelike natuur. Wow! Ons het deel aan sy goddelike natuur. Ons lees in Johannes 1, die vanaf vers 11 die volgende. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Ok, dis nou Jode, né? Maar nou sê hy vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, dis nou Jode en heidene. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is, sê die Here. Nou een van die redes hoekom die Fariseërs so graag Jesus wil doodmaak, is want buite wat hy homself openbaar het as God, het hy baie gepraat van sy Vader. Hy het God sy Vader genoem. Vandag nog is daar Fariseërs en sulke ouens in ons midde, en nie noodwendig hier nie, maar in die Christen wêreld, gelowige wêreld, wat ook daardie houding het van die regte naam van God, jy weet daai naam en so aan. Nee, ons is kinders van die Here. Deur die bloed van die Here Jesus Christus het ons kinders van God geword, nee. En is kinders van God, dis hoekom as die nagmaal deelneem. Wat ons sê, Christus in ons neem daardie broodjie in, dis 'n manifestasie daarvan. En wanneer ons daardie wyn drink of daai druiwesap drink, dan sê ons, die bloed van Christus wat ons sondes wegneem. Ons is kinders van God. Daarom is ons nie, bring ons God nie af na ons vlak toe as ons Vader noem. Onthou voordat dit, mag jy God nie Vader genoem, want hy was God gewees, en jy was wat jy ook al was, maar nou is hy jou Vader. Ons word opgehef. Ons lees gou hier in Galasiërs 4 die volgende, luister hier vanaf vers 4, Galasiërs 4 vanaf vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Ons word sodoende kinders van God. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun aan julle in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader, en ek en jy mag ook maar roep Abba Vader. Vers 7, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. My werkers, plaaswerkers, wat ook al enige boerse werkers, hulle sekere reëls en regulasie wat hulle moet volg, want hulle is wat? Hulle is die diensknegte, nee. Maar die plaasboer se seun het nie dieselfde reëls nie, want hy is die erfgenaam, hy is die seun, hy is die ou wat ook 'n baas gaan wees, nee, wat ook uiteindelik gaan wees, en dis wat die Here sê, met ander woorde, julle is opgehef op 'n baie hoër vlak. Daarom mag ons hom. Ons is Gods kinders, ons is koningskinders. En daarom mag ons hom doen, die Vader. Is jy al gereed? Is jy al gereed om God so te ken? Is jy al gereed om te sê ek is 'n kind van die Here? Het jy al bereid besluit om daardie boom te plant? Ek gaan verder hier in 1 Petrus 2 lees, soos nou reeds gesê, met ander woorde, ons het deel geword met sy goddelike natuur. Maar dit bring sekere verantwoordelikhede. Hoe lyk hierdie kinders van die Here? Hoe lyk hierdie kinders van die Here? Hy sê, en juist daarop vers 5, en juist daarop ook, moet julle met die aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit vir julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus. Ek kom weer, as jy hierdie dinge, dan is jy nie onvrugbaar tot die kennis, jy het kennis van hom. Jy het kennis van hom. En jy het reeds hierdie rooi see getrek, en jy gaan nou, as jy dit nog nie gedoen het nie, dan gaan jy manifestasie hê, hoe jy hierdie Jordaan in die beloofde land ingaan. Dis waar die doop inkom. So baie kerke hierdie ding van, hulle dink hulle doop kinders. Die woord van die Here sê tog uitdruklik in Matteus 28. Wie moet ons doop? Disippels. Maak disippels en doop hulle.
En dis hoekom ons mamma en pappa het wat hier voor staan. En hulle maak allerlei beloftes, maar ons seën die kleintjie net in. As die kleintjie inseën, dan seën die hele gemeente, en eintlik staan hierdie twee mense en hulle maak beloftes, maar eintlik die gemeente beloof ook. Dis ook ons nou gesê, sy is almal se kind. Ons almal is veronderstel om die voorbeeld te stel. Dis al wat gebeur. En kinders van gelowige ouers het 'n beter kans, maar daar's geen waarborg nie. En kinders van goddelose ouers het 'n beter kans om nie die Here te dien nie, maar dis ook nie waarborg nie. Elke een moet daai besluit neem en sê, as ek nog nie die boom geplant het nie, moet ek hom plant, en ek moet nie wag tot môre nie. Ek moet hom vandag plant. En as jy hom geplant het en jy gegaan het en gesê, ek is nou 'n wedergebore Christen, ek is gewederbaar, ek is uit God, want dis wat die woord wat is nou nog gelees, wat sê, jy is uit God gebore, beteken ek is weergebore. Nikodemus het hierdie ding nie verstaan nie. Maar dis al wat dit beteken, onthou net, jy word gebore uit 'n vrou in hierdie sondige wêreld, in hierdie wêreld van slawerny. Maar jy kies om saam met Jesus te sterf, sê ek wil weergebore uit water, en nou in die koninkryk van die Here. En wanneer jy gedoop word, word jy nie gered nie. Daai baie mense wat babatjies doop, dit nou is my kind gered nie, jou kind is nie gered nie. Jou kind moet enige keuse self maak. Amen. Hy moet kies en sê ek is weergebore, en as ek weergebore is, gaan ek in die water. Kom ek in die water uit. En dit red my nie, dis net 'n manifestasie, dis net 'n getuienis dat ek 'n keuse gemaak het. So baie mense skaam, baie wat hulle, ek het al gepraat oor, dat hulle skelm doop, hulle voel hulle doen die regte ding. Maar die Here sê, as jy jou vir my skaam, gaan ek my vir jou skaam, want ek by die Vader is. Maar as jy jou nie vir my skaam nie, dan gaan ek vir jou getuig, dis wat jy wil sê, nee. So dit is wat ons moet doen. Ons moet daai boom plant. Dis wat het gebeur. Dit is wat wedergebore beteken ek maak 'n keuse. Hy sê met ander woorde, ons moet sekere eienskappe, eerstens natuurlik die geloof. Hy sê by die geloof kom deug, wat beteken om deugsaam te wees. Dit beteken om bereikbaar te wees vir die Here, is dit nie so nie? Hy moet my kan gebruik op een of ander manier, of dit nou op die podium is, of dit iemand is wat 'n gawe ontvang in die gemeente wat iets kan doen, of ek mense kan gaan bedien iewers, of ek vir mense iets spesiaals kan doen. Ek moet deugsaam, die Here moet my kan gebruik. Hy sê, want baie keer het jy iemand gevoed en dan het jy eintlik vir my gevoed. Hy sê wat? As jy na my kinders kyk jy na my, maar as jy by die kinders vat, dan vat jy by my. Jy moet deugsaam wees. By die deugsaamheid moet kennis wees, soos reeds gesê, wat is die kennis? Om die Here te ken. By die ken, en hoe doen jy dit op? Deur die woord van die Here te bestudeer, en met hom besig te wees. En by die kennis selfbeheersing. Hier's 'n interessante een. Ek praat baie oor moeswillige sonde en toevallige sonde. Toevallige sonde is jy weet nie jy gesondig nie, nee. Moeswillige sonde is, baie mense sê jy weet 'n sonde, ek doen dit. Dit is deel daarvan, maar eintlik is dit om sonde nie te bely nie. Om iets te doen en jy hou daarvan en nou sê jy dis die sonde nie. Wys my die Bybel sonde. Nee, jy kry daai anders goed. Ek is jammer vir jou te sê. Dis onbelyde sonde, jy kan nie vergewe word vir onbelyde sonde nie. As jy dit ten minste bely, dan kan ons daaraan werk, maar jy kan dit ook nie los nie. Jy kan nie sê, okay, ek het dit bely, ek het erken 'n sonde en ek doen dit in elk geval nie. Ek moet selfbeheersing. Amen. Selfbeheersing beteken ek begin dit los. Selfbeheersing beteken en die Gees vir die Here gee dit vir jou as jy dit wil hê. En by die selfbeheersing, lydsaamheid is geduld. François het nie geduld gehad nie. Dinsdag. François was ongeduldig al van Sondag af. Want die Here praat nie met hom nie. Meantime praat die Here met hom. En François luister nie. En die Here wil vir my daai ding uit die gat uithaal, maar hy wil dit op sy tyd doen. Ek wil dit op my tyd doen, want ek wil weet wat is fout, dat ek kan planne maak om die regte goed te gaan stel. Nee. Nou gaan die tyd verby en ek gaan in 'n stad toe ry spesiaal om te gaan haal. Lydsaamheid beteken om geduld te hê, om vir die Here met geduld te hanteer, te sê, luister hier wat, die Here gaan my staan daar op sy tyd. Nou by hierdie lydsaamheid, Gods vrug, jy kan gaan lees die Gods vrug, Galasiërs 5, vanaf vers 22, nee, daai 9 eienskappe van die vrug, hoofsaaklik begin oor liefde. Hy sê by die Gods vrug, broederliefde, nou wie is jou broer en jou suster? Daai een wat dieselfde ma, dieselfde pa deel. Nee, die Here Jesus kom
hulle roep en sê, hoor, jou ma, jou broers, jou susters is hier, sê nee, daar's my suster, daar's my broer, daar's my moeder. Hulle wat die Vader dien, wat dieselfde Vader het as ek, is my broer, my suster en my moeder. So ons moet die kerk, as ons so hartseer as mense die opkomste bywoon nie. Sê, ag, is nie nodig nie, ag nee, ek is by die kerk, my kerk is by my huis, of wat ek by die geval mag wees. Nee, waar is die broederlike liefde? Wanneer ons familie byeenkoms sê, dan is almal daar. Ja. En soms eindig dit nog in 'n fight op ons twee. Maar almal is daar. Maar wanneer dit kom by hier, dan wil ons nie. Dan wil ons nie. Want as ou Sunny daar agter die hier is, dan wil ek hou nie van haar nie, so ek kom die kerk toe nie. Maar ek besef nie, daardie kind is ook 'n kind van dieselfde Vader. Amen. Ek hou nie van my een broer, ek hou van altyd my broers die vrees so baie. Ja, ek is baie lief vir hulle. Maar ons kom nie altyd oor die weg nie. Nee, kom nie altyd oor die weg nie. Maar hulle dieselfde pa en dieselfde ma as ek. Ek wil sê ons, maar dieselfde Vader dien. Ons broers en susters, ons moet mekaar lief hê. Ons mekaar verdra. Want jy dink jy is spesiaal en jy is spesiaal. Maar weet jy wat, ons sal nie daar in die hoek is net so spesiaal. Dalk nog meer spesiaal as jy. Maar die Vader is dalk 'n bietjie liewer Vader, maar dalk net. Dalk is hy spesiaal, dalk is hy die appel van sy oog. Amen. En jy hou nie van sy nie. Dit werk nie so nie. Ons moet mekaar weer lief kry, ons moet mekaar lief hê. Ons broers, maar nie net ons broers nie. Jy sien waar baie mense van die bus afval. By die broederliefde, die naaste liefde. Wie is jou naaste? Jou naaste is hulle wat nie dieselfde Vader dien nie. Is hulle wat in ander gelowe is, of geen geloof het nie. Die Here Jesus verduidelik vir hulle, hy gee vir hulle wat die barmhartige Samaritaan, en hy noem hom hulle naaste. Daar die ander mense met wie jy te doen kry, jy moet hulle ook lief hê. Jy moet hulle lief genoeg hê om hulle te bid en sê, ek wil hulle oplei na die Here toe, ek wil ten minste op hulle wys hoe lyk iemand. Hy sê vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, met ander woorde, dit is by julle, en dit neem nog toe, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Hy sê, maar, vers 9, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Ons wat ook so graag op die Here roem, dat hy ons sondes vergeet het, wat jy al vergeet wat jy gedoen het. Het jy al vergeet hoe sondig jy was, wat sy vuil, besmette persoon wat jy was, maar jy wil die ander oordeel. Jy wil van ander praat. Jy wil afkyk en neerkyk op ander, jy wil hoogmoedig wees of trots wees. Die Here sê dat jy eintlik vergeet wat die Here vir jou. Hy sê jy is kortsigtig. Kyk eers, dit wat ek maar hy dit moet ophaal, eers die bal met jou eie oog, voor jy die splinter in jou broer se oog sien, en dit uit sy oog nie kan gaan haal. Hy sê daarom vers 10, broeders, moet julle jou des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Wat is julle roeping? Die verkiesing. Is om 'n boom te wees. 'n boom wat 20 jaar terug, of 10 jaar terug, of verlede jaar, of in hierdie jaar geplant is, en as jy dit nie is nie, dan wil jy vandag geplant word, sodat jy kan vrug dra. En as jy geplant is, jy dra nie vrug nie, dan is dalk nodig dat 'n bietjie wortels afgesteek word. Dis dalk nodig dat van daai takke afgesnoei word, wat maak dat jy nie vrug dra nie. Maar iets moet vandag gebeur, as jy nog nie vrug dra nie. Maar dan iets vandag gebeur, nie môre nie, want jy môre is dalk te laat. Hy sê, met ander woorde, ek lees dit weer, daarom broeders moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, wat ek nou gesê het, sal julle nooit struikel nie. As ou Frans al 'n bietjie meer vas was hierdie week, het hy ook nie gestruikel Dinsdag of vers 11, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang. Hoor mooi, dis al hoe jy die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus sal beleef. Dan sonder sal jy dit maak nie. Die woord van die Here sê so. So vandag is die dag. Today is the day. Wanneer jy hierdie woord hoor, verhard nie jou hart nie. Gaan doen ondersoek, maar of jy sê vanaand al kan te laat wees. Maak jou saak reg. It's all about Jesus.
Hy het gegaan en hy het gesterf aan die kruis. Hy het homself beskikbaar gestel. Ons is nie bereid om ons broer of ons suster te vergewe nie. Ons is nie bereid om aan 'n pad te kyk nie. Die Here het gegaan vir hierdie vieslike mense wat nog nie eens gebore was nie, wat hy nog nie eens geken het nie. En gegaan en sê, ek gee myself vir hulle aan die kruis, sodat hulle die ewige lewe kan hê. En al wat ek van hulle vra is dat hulle my voorbeeld sal volg en dat hulle mekaar sal liefhê. Mekaar sal omgee, mekaar sal dra en mekaar verdra in liefde. Wanneer moet ons dit oorplant? Ja, sommer nou. Jy en ek is daardie bome wat geplant word. Vandag, as jy nie reeds in die verlede geplant is nie, vandag. En as jy die verlede geplant is, en daai boom dra nie meer vrug nie, het dit tyd geword, daai plant bietjie kos kry. Dit tyd geword, daai takke wat nie vrug dra nie, gestree word, afgeknip word. Daai dinge wat jou weglei van die Here af, afgeknip word. Daai wortels wat daar na die verkeerde watertjies toe gaan, afgekap word. Want die Here sê, kom koop vir julle water. Daardie water wat ek vir julle gee, is verniet. Vandag is die dag. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in die naam van vergader, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here vir elke ding wat U vir ons doen. Dankie Here dat U vir ons die geleentheid gee, dat U vir ons die woord gee sodat ons U kan leer ken, dat U vir ons die Heilige Gees oor ons uitgestort het, dat ons ook vir U kan leer ken. Dat ons U mag hê, dat ons U die kennis mag hê. Dankie Here dat elkeen van ons, as ons geplant is en stewig staan en vrug dra, kan ons onsself noem kinders van die Here. Ons kan kom en sê, Abba Vader, en ons mag dit maar sê, want U is ons Vader. Vader, daarmee, vra Here dat U verheerlik sal word, vereer sal word, ook wat ons uitgaan, ook hierdie week, hierdie tyd wat mense fees vier die vorentoe. Ek vra dat die paai veilig sal, dat die mense verantwoordelik sal hou, dat hulle sal onthou waaroor dit eintlik dan gaan, ongeag wanneer die gebore is, maar dit gaan daaroor dat ons Jesus vereer. Reg of verkeerd, ons vereer die Here. Die Here Jesus, die belofte wat gekom het. Enig wat het uitgekom het, 2000 jaar terug, om vir ons die prys te kom betaal. En daardeur kan ons U noem, Vader. Daardeur kan ons praat van Vader, ons kan U noem, Abba Vader. Ons mag U maar aanroep. En ons kan kom en sê, Here, ons is U kinders, ons is nie diensknegte nie, ons is U kinders, ons is aangeneem. Ons is volgens Galasiërs 3 mede-erfgename. En daarom kan ons vra vir daardie spesiale waardeling, ons kan dit verwag. Maar gee vir ons daardie geduld, gee vir ons daardie geloof, gee vir ons daardie deeg. Here, gee vir ons daai dinge wat nodig is, dat ons kan vrug dra. Here, dat ons hier tyd gaan, dat ons nie gaan van 1 Januarie af, dat ons gaan van later nog vandag op hierdie 14de Desember en gaan sê, kom ons dat die lig daar buite skyn. Dat mense kan sien, dat ons met ons woorde, met ons dade, met ons optrede die lig laat skyn. En dat ons daardeur kan wees, nie net disippels nie, maar dat ons daardeur kan wees herders wat ander na die Here toe lei, die voorbeeld stel. Ek wil vir elke ander kerk, die ander kerk ook, die kerk langsaan, kerk oor die straat, hulle dienste ook Here, elke skaapie wat U het en elke vrou, en ook hulle wat nog verlore is, Here, dat daar iets in hulle lewens kan gebeur. U het beloof dat U sal openbaar aan elke vlees, alle vlees, 'n keuse sal hê. Word U nou ook verheerlik, wanneer ons hier afsluit, in Jesus naam. Amen. Amen en goed. Almal dan ook. Prys die Here. Prys die Here.